Reg, die volgende voorbeeld gaan wees, as ons byvoorbeeld vat vir boor. In groep 3, dis net boor wat ons daar gebruik, en boor gaan in 'n opgewekte toestand wees. Soos boor se loosstruktuur lyk eintlik so, twee elektrone in sy s-orbitaal en daar een ongepaarde. In groep 3 net 3 elektrone, maar in die opgewekte toestand word een van hierdie 2 elektrone in die gepaarde elektrone kom los en dan vorm dit hierdie elektronverspreiding. Nou het boor 3 ongepaarde elektrone. Boor kan nou sê nou maar met waterstof bind. Waterstof is 1 elektron, soos dan gaan dit wees boor met sy 1, 2, 3 ongepaarde elektrone, en daar bind 'n waterstof aan, daar bind 'n waterstof aan, en hier bind 'n waterstof aan. Sien julle, dan sy soop al 3 pare lê simmetries rondom mekaar, maar die molekuul is plat. Daar's geen gepaarde paar nie, daar's geen alleenpare nie, daar's net 1, 2, 3 deelpare, dan is dit 'n trigonaal planêr molekuul wat vorm. In dieselfde, as ons 3 deelpare, maar dan het ons 1 alleenpaar. Dis in groep 5. Stof wat ons daar die meeste mee werk is stikstof. Stikstof is in groep 5. Hy het 1, 2, 3, 4, 5 elektrone, waarvan 2 is gepaard, ons het 'n gepaarde paar, 'n alleenpaar, en ons het 3 ongepaardes. Ek vat nou sommer net elke slag vir waterstof wat kan bybind, dan bind daar 'n waterstof by daar, 'n waterstof bind en 'n waterstof bind. Hier het ons nou 'n gepaarde paar en 1, 2, 3 deelpare. Nou daai gepaarde paar stoot die deelpare af. En dan lyk die molekuul so. Daar's die stikstof, daar's die gepaarde paar, en hier is 'n deelpaar, deelpaar, deelpaar. En die waterstoffies sit hier, daar's 'n waterstof, daar's 'n waterstof, daar's 'n waterstof. Dis hoekom dit die afstotingsmodel is. Daai gepaarde paar stoot die deelpare af, en dan kry ons trigonaal piramidaal. Sien, hierdie een kan ek so plat druk. Hy is nie plat soos die trigonaal planêr nie, maar hy lyk soos 'n piramide. Dis hoekom hy die piramidaal bykry. Daardie paar, daai gepaarde paar, stoot die deelpare af.